Kyk, ek het jou nou al 'n paar keer môre gesê vandag. So môre weer 'n keer, maar hier is ons nou by Prime View. Olifantsfontein. So ouens, net vinnig, ons is besig om met hierdie eienaars hier te praat. Laat hengel 'n belangrike ding vir hulle ook word hierso. Pryse reg is. Jy kan hengel van 7 tot 6 in die middag. Ek weet nie hoe gaan dit wees oor in die aande dalk op 'n kol nie. Maar nou ja, ons steek die ouens aan. Ek sien daar's ouens daaronder wat vir my sê nee, hulle het die klips gesien op die rekenaar, die persoon hier langs my ook. En nou ja, vandag gaan ons nou hengel. Ek wil net sommer vinnig 'n bietjie deur die dinge gaan. Ons gaan vandag mielies hengel, want laas keer in hierdie donderweer wat gekom het ons begin mielies gebruik en beter gevaar. Maar nou ja, om met daai lang stokke hier onder die bome te staan en weerlig was nou nie die regte ding nie. Ouens, ek is nie 'n ou wat hierdie ding ken nie. Ek ken glad nie die vierde produk nie. Bietjie met Johan daaroor gepraat. Dit was so oulik, ons is Kaap toe en toe kom die masjiene reg, toe moes Johan dit by Neville gaan aflaai het. En kan julle glo, ek het dit vir die eerste keer by Neville gesien. So maar wat ons nou gaan doen basies is ons gaan daar's die bombooster voer en hierso net hierdie kereltjie oopskeer. Laat hom netjies vasgemaak. So wat ek voorstel, jou bombooster of enige voer waarmee jy werk, as jy korrek wil werk, 2 koppies by 1 koppie water. 4 koppies van hierdie voer opgehoop, 2 koppies water. Nou kan jy byvoorbeeld 3 koppies van die voer vat en jou 2 koppies water, maar dan kan jy 1 koppie van hierdie bygooi. So hierdie ding het net vir my 'n ontsettende lekker sterk mieliegeur. En hy breek die bal nog vinniger op, verstaan ek. So ouens, my first, ek gaan 'n bietjie van dit. Ek het nie die koppies afgetel daar nie. Daar's omtrent 'n koppie. So ek gaan hom so los. Lekker deurmeng. Hierdie was van verlede Woensdag. So bombooster wat oorgebly het. En al wat ons nou doen, ag ouens, op 'n dag sal almal hom so ken dat jy gooi vir jou 'n lekker hoop in, want nou vandag wil ek so 'n bietjie meer van dit in die water kry. Vis bietjie bymekaar trek daarvoor. En daar is hy, hoor hierso. En as jy kyk, skoon hande en klaar jou bal. OK, so. Ek maak so bietjie minder water om dadelik, jy weet, in 'n voerbal te kry. As hy pragtig reg, ek kan hom nou ingooi en nou gaan hy begin uit die water trek. Wat daarin is, as ek alles gelaai het, dan gaan ek 'n bietjie meer water laat hy net lekker soggy raak. En dis dit. En Red gaan vir ons net nou lekker demonstreer hoe doen ons die mielies en die mavapoeier. OK. Op hierdie een het ek 2 garlic pitte. OK. Met 'n bietjie mavapoeier. Poeier, OK, nie so. En op die voerbal het ek garlic met 'n klein skootjie koler en 'n bietjie mavapoeier. So hierdie is garlic. Hier vir die eerste keer het ek 2 mavapitte wat ek gisterand gemaak het. En op die voerbal het ek net 'n bietjie koler en 'n klein bietjie mavapoeier. Ek moet sê, ons gaan net nou wys hoe lyk hierdie mavapit. Hulle is pragtig oranje met sulke geel puntjies, né? Daar's hulle. Ja, maar ons sal hom net nou wys die mava nie op is nie. Raai, kom ons kyk wat gebeur vandag. Right, hierso het ek 2 grenadella pitte. Met grenadella op die voerbal en 'n bietjie mavapoeier en 'n klein doetjie koler. OK. Hier het ek 2 pineappelpitte met pineappelflora, 'n klein kolletjie koler en 'n bietjie mavapoeier. Op die voerbal. Op die voerbal. En op die mielies wat ek 2 pineappelpitte met 'n klein bietjie mava. OK, ek het net koler verkeerd verstaan. Daar's hy. So hier 4 stokke, kom ons kyk wat gebeur. Jy met jou naaldknipper wat wegraak. Nou soek ek in die kar en ek het verby die stokke geloop en toe kry ek die naaldknipper toe ek terugkom. Dis 'n first. Toe lê die voorste pen met al 2 die stokke op die grond. Toe het hierdie katrol nog steeds dinges gehad.
het hy op die klip gehardloop. Maar hy trek hierdie hele pen om en ek nou gedink almal is van die klip af. En nou ja, toe trek hy nou daai voorste sware pen. Ek kan nie glo nie, hemel nou daai ding is omtrent 10 centimeter wat daai 2 penne in die grond is daarvoor. Dis sterk goeters daai man. Maar hierdie vis trek vir hom omdat al twee die stokke lê en die polisieman is gone. Ek weet nie eens waar die polisieman is nie. Maar kom ons kyk wat kom hier. Jy sê hierop is garlicpitte. 2 garlicpitte. Aha. Met garlic en 'n kolletjie koller op die voerbal. Okay. En dan het ek die pitte net so bietjie in die mawa gerol en so klein bietjie mawa poeier op die voerbal gesit. Okay. En dis jou bombooster voerbal met 'n bietjie Blue Diamond feeder in vir die eerste keer. Ek moet nou vir jou sê, ek het nou geryk as jou voer miskien gisterand gebruik was of gister en jy voel jy's ek is bietjie kort en jy gooi hierdie goed by. Dis of jy 'n splinte nuwe voer koop hoor. Hierdie 'n Blue Diamond. Hoe voel jy die vis? Nee, ag hy's nie jou speelmaat nie hoor. Dis een van daai ouens wat nou lekker knie oor die ander knie, been oor die knie aangery kom met 'n pyp in die bek hoor. As ek hom eers so sulke entjies bring, moet jy weet. Hy is al toer uit man. Die polisieman is nog nie eers naby hier nie. Nou Frik kom nou al van daar waar die res staan. Al die pad met die visgeveg verby Charles. Waar is jy nou Frik? Nee, ek staan nou hier baie bekommerd want hier in die water lê 2 boeie. En hier is drade, jy kan nie deurgaan nie. Ek dink hierdie draad is maar net hier vir die beeste. So as ek hierdie ou in die water sit, lyk dit my hy bly so 15 meter van daai boei af. Maar joh. Weet jy, ek bring hom sulke halwe metertjies in. Maar dis baie nice. En ons is nog nie eers die ander stokke klaar ingegooi nie. Nee, maar dit wys jou. Ons het nou laas daai mielies het ons dit gesien. Dit werk nou. En toe dink ek, joh, maar daai dag was dit nou baie onweer en hy weerlig het op in die omgewing geslaan, so maar ek bedoel sommer naby. En die wind het gewaai en toe dog ek, jong, sal dit nou weer mielies wees. Maar nou het ek regtig sê die mielies en mawa is reg, maar ek wil tog 'n ding by sê. Het Johan de Klerk wat hierdie mawa poeier vervaardig. Hy en sy seun JJ het hierdie absolute kombinasies bymekaar gesit. Ek het al 'n bietjie verduidelik, maar ek wil nie inmeng daar want ek weet nie eintlik presies wat Johan gedoen het nie, maar hy gaan nou die kans kry. As ons weer kom hengel, gaan Johan die kans kry. Ek gaan die kans vir hom regtig gee om regtig vir julle ouens mooi te verduidelik hoe die mawa poeier nou, waar kom hy vandaan, hoe werk hy ensovoort. Ek hengel net met die ou. Mense, dis nou 'n stryd. Ons stap nou al van deur aan die kant af. Ons is nou al hier deur hierdie drade. Frik veg nou met hierdie vis. Om hulle uit die boeie te hou. O, hier kom hy. Mooi man. Hoe lank dink jy veg ons sal met hom? Jong, dis 'n hele rukkie maar. Jy weet, omdat ons nou afnemers is, kameramense is en alles te gelyk. Ons het nou ons vriend Charles se hulp ingeroep. Môre Charles. Dankie dat jy kom help. Ja, vir my die vis, weet jy, it's unbelievable hoor. Ek kom net bietjie probeer optel. Ja, ek het nog nooit in my lewe so iets gesien nie, regtig. Hierdie ou visie is omtrent 7 kg. Hy moes al lank al op die kant gewees het. Kyk net hoe lekker speel hy. Hy geniet homself so. Dankie. Dankie Charles. Pragtig. Man. O, dis 'n mooi vis. Ja, baie geluk. Ek wil net nat gooi die Frik het. Vroeg in die oggend. Dankie ou Charlie. Yes, dit is 'n mooi vis. En hy het hom mooi gebyt man. Ek het net gesien hy hoekie sit baie mooi, hoor.
Dis die mannetjie wat daai stand omgetrek het. My stand wat al van 1988, 89 in die huis is, nog nooit omgetrek is nie. O, geluk met hierdie pragtvis, Frik. Hoorie so, maar feit het ons het hom nou daar aan die ander kant gaan haal met rede. Ons het hom nou geweeg, hy vat aan die 10 kg hoor. Nie 7 kg nie. Maar 'n pragtvis, maar hy moet nou in die water kom hoor. Right, laat hom Dankie, man. vaar. Nee, Mava. Ek is nog besig om my Facebook, jy weet, net te skryf. Ek kry nie klaar Jy sê, geskryf Ek gaan nie. die Mava, Dis die Mava pitte. Okay, Dis die Mava pitte. Moet okay. met 'n bietjie Mava op die voerbal en net 'n kolletjie koller. Right, vang jou vis. Polisman omtrent so 30, amper 40, 45 meter van hier. Joh, dit is mooi vis hierdie, weet. Maar hierso het jy nou die Mava, soos Johan nou gesê het, Frik, vat vir julle koelmielie-pitte, maak die blikkie oop, gooi die water uit, gooi die Mava poeier in daai water, en gooi van die koelmielie-pitte in daai water, korrek, né? Ja, ek het net 'n klein bakkie gevat, 'n bietjie van die mieliewater en toe het ek so 'n teelepel Mava poeier daarin gemeng. Gisterand laat en toe 'n bietjie mieliepitte ingesit. Nou hierdie is 'n historiese moment, want dit is die eerste dag wat ons met Mava mieliepitte hengel. Vir die ouens, almal wat hierna kyk weer is baie lekker hoor. Jy weet, ons praat mos nou altyd makama van die polisman, né? Maar ek wil wragtig vir julle sê, weet jy, daar's 'n wit kolletjie wat ek opgooi op 80 meter, né? Daai polisman is langsom. Hierdie visse is unreal sterk. Maar jy moet hom speel. Kyk nou, hierdie een het ek gesê is 7 kg, né? En toe hy uitkom en ons stel hom op en ons weeg hom, toe vat hy aan die 10. So hierdie karpe loop net. En Frik stoei nou nog steeds by daai vis. As jy dit daar kan sien, daar ver is 'n wit merker. En die vis het nou lyk my daar gaan om daai merker draai. Dit is nou die stok net eers deurgesit en die vis het toe nou weer die dam in gevaar. En Frik bring hom nou weer terug. Die polisman kan jy glad nie sien nie. Hy lyk my is nou weer nog aan die kant daai merker. Dit is nou die 2 Mava pitte. Met Mava op die voerbal, nie baie nie, en 'n kolletjie koller. Eerste vis op Mava pitte, so hou duim vas, ons kry hom wel uit terwyl hy nou daar by daai merker boer. En as jy mens so lank stoei, dan raak jy moeg. Maar nou ja, dan kry jy vir jou 'n mooi sitplekkie en dan hengel ons so. altyd besig, né, maar hoor jy. Hoor trek hy hou net nie. Hierdie visse something else hoor. Mava o Mava. Oef, nee, kyk, dis lekker. Maar in jou skoene wat op die grond lê, klop jou hartjie maar. Dis gaan 'n ou nou hierdie kerels hier uitkry. Want my polisman was nou by daai merker, maar gelukkig is hy baie skuins hierdie ou. Hy's nou weg van daai merker af. Maar kyk net hierso. Ek is nou al 'n halfuur besig met hom. Kyk nou net. Nou met Kyk hy voete. maar wie weet wil ek nou. Hy het nou eers hier in hierdie sloot geval. Maar ou boetie, ek sê dank Vader. Ek wil hom nou soos daar by Parelham stadig uitstap, weet jy. Ja. Maar ek stap agteruit, maar meneer kyk nie waar stap hy nie.
En ek praat nogal vanoggend van hierdie sloot. Maar verlede keer het jy in die dam geval en nou val jy in die sloot, so dan moet geval word. Ek probeer nou hierdie karp, waarmee ons seker al 'n uur sukkel, né? Absoluut. Jy probeer hom nou barberstyl vang. Maar hy trek, Vader ons. Kyk al. Geen genade nie, hoor. Geen genade nie. Maar solank hy nou net in die water staan, dat die vis gewoond raak daaraan. Want dis nou wat gebeur. Nou dat hy instap, nou sê daai vis, hoe's dit? Nou wil ek eers 'n bietjie weer pad gee. Maar my eie les, dit is Magnum met 5 pond lyn, maar soos wat die spesie ouens hulle rekords wil hê, so wil ek mooi speel. En ek doen dit al jare en nou my rekord is 18.54 karp en net oor die 20 kg baber. En dalk is hierdie ene is van Bonnekort, dan moet ek vir hom vinnig uitgebring. Nee, Charles het nou besluit, daai net van ons is te klein en te swak. Ek vir 'n oomblik dog, sy sê kyk wat haal hy uit. Ek dog jy haal hom uit die water uit. Nee, Dat 'n ou hom hier vergeet het. hy maak gereed hier vir groot aksie. Het nou al 'n uur vir ons joy gegee. Van hom net bietjie daar keer, kom bietjie terug. Nee, daar is hy. Okay, dit lyk my hy's nou amper gereed om te gaan. Kyk, ek gaan nie in hy net pas nie. Okay, hier kom hy vir jou groot seun. Ons maar net die Hier kop kom hy eers. nou. Okay, wag, ek gaan hom nou optel. Kop eerste. Sorry. Wat 'n stryd. Kom uit jou vabond. Daar sy. Kap hom groot seun, kap hom. Okay, het my uur besig gehou. 11.08 en dit is dan met die Mava pitte vir die first time. Dan kyk hierdie mooi speel. Blikskot om mense. Maar jy het vir my besig gehou jong, maar nou ja. Sien jy is besig met jou dinge, so dis daai blikkie gewone koepitte, né? Dis reg. En dan gooi ons die water af en dan meng jy hom lekker met Mava poeier. Ek het so 'n bietjie water teelepeltjie, gevat of wat in 'n wel? klein bakkie. Net ja, 'n klein bietjie van die mieliewater en dan 'n teelepeltjie Mava. En ons het nou daai groot vis met hom gevang. Ek het net 'n bietjie poeier op die bol gesit, maar wat ek nou gaan doen, 'n revolusionêre eerste, ek maak nou 'n pastaatjie. Okay, ja, dit klink vir my wintie. Want dis dalk makliker om op die bol te smeer. Ek gaan nou hierdie op die bol smeer. Jy kan vir hulle dit kom video. En dan gaan ek sommer van hierdie bietjie aan die pitte smeer ook. Okay. As die windjie waai, dink ek is dit nogal 'n oplossing. Om hom daar te hou, né? né? Nie weg nie. Jy gaan lekker sukkel, hoor. Nee, maar vang hom man. Nee, o Vader, ek is maar gelees. Nee, hierdie is jou. Och, hy is lekker. 2 maskaramelpitte met maskaramel, voerbal en Mava. Nice is ons gaan nou die katrol weer mooi skoon oplos. Dis my gaan, hè? Nee, en hy styf hoor. Kyk hoe staan die punt. Vat hom bietjie op na boontoe. Indien iemand gedink het ek is 'n ou wat 'n katrol laat net loop. En dit is die short range stok. Wat jy bietjie korter gegooi het as die ander, maar ook 'n redelike goeie afstand, né? Nee? Maar aan. Nou, ons het nou die bure ingetrek om te kom help. Roan en Bronwyn, hulle het nou kom help, want hier is nou groot aksie aan die gang. Groot moeilikheid. Maar sterk die vis.
Die vis kom nou al van daar aan die ander kant af. En hier's vreeslik baie klippe. So jy moet baie versigtig loop. Kom hy hier om die bosse. Kom maar net rustig, Het jy nou sand daar by jou, Frik? Jy kan dit nie glo nie. Wat? Soos Betty's Baai se loopstapstraat. Wel, dit help. Het jy my foon, my skat? Nee, hy lê daar aan die kant. Okay. Jy los hom maar net, ek wil net hê jy moet met my foon in die water staan. Klops. Nou, ons kom nou al van daar ander kant af, van ander kant die rif, hier om, oor die klippe, Frik beer. Nee, weet jy wat laat hierdie visse my aan dink 'n golfspel wat ek speel? Nooit op die fairway nie, ek is altyd in die bos om te kyk wat op my aangaan. Hou dit interessant hoor. Ja. Wil net op die leaderlyn kom. Okay, kom hier nou. Was hy op die leaderlyn? Ek gaan hom nou 'n bietjie optel. Hy's moeg. Hier kom hy weer. Mooi baie. Beautiful. Nice. Ja, Well done. stunning fish. Yes, maar dit is 'n klein hoekie hierdie. Goodness heavens. Ja, ons hengel om een hoekie. En jy sê op hom was gewees, Riet? Maskaramel pitte 2, met maskaramel dip op die voerbal, 'n klein kolletjie koller en dan die bietjie mavapoeier. Maar ons het hom gedrol met hierdie stokkie. Omtrent so 120 meter. Wat sê jy, Bronwyn? Well done. Well done. Well done, Vir Wim. wie is dit nou, vir hom of vir ons? Vir die tannie. 100% vir die tannie. Wat het ek en hy 100%. nou gedoen? Jy kry die krediet. Dankie, Roan. Laat ons hom miskien eers uitvat, né? Yes, ja, die hoekie sit. Met die klein stokkies, die 11 voet stokke gevang. En jy het op die voerbal gehad jou karamel maskaramel, né? 2 maskaramel pitte en op die voerbal maskaramel dip met 'n kolletjie koller en dan sommer 'n bietjie mavapoeier op die voerbal en op die hoekasie. Right, gee sommer gou vir hulle die kamera. Hulle kom met die mens. Mooi. Dis pragtig. Baie mooi. Okay. Dankie ouetjie. Dankie ouetjie. Bloekomblare se. Wat noem jy dit? Hallo Roan, Daar's sê hy. vir my, wat het jy gemaak? Hier is 'n bietjie mavapoeier in 'n PVA sakkie. Ja. Dis die eerste keer wat ons dit gebruik. Ja, So kom ons kyk of hy werk. Daar is die stroppie. Bietjie boilies opgecrush met bietjie mavapoeier by. wonderlik. Ons gooi hom. Kom 'n foto hê my skat. Ja. Van die dingetjie. Ja. Dis my eerste karp, baby. Okay my skat. Ja.